Wat gebeur in ons siege as ons seisoene verwar of misinterpreteer? Nou, dit is nou hier waar hierdie model baie interessant raak. So, my deeltjie wat ek wil sê is, wat dit beteken wanneer jy jou seisoen misinterpreteer of verwar, soos wat ons net nou gesê het, is, dis eintlik 'n groeiseisoen en iemand dink dit is 'n stagnasie wat plaasvind. So, ons siege, ons het so 'n ongelooflike navorsing wat ons nou doen, maar die een ding wat soos 'n paal bo water uitstaan, wat ek vir jou kan sê, is dat elke mens se siege is so groot soos die heelal. Dit is moeilik om iets te kan bepaal binne in jou siege. Daar is sekere patrone wat ons wel kan vaslê. En dit vorm soos wat jou liggaam uit DNA uit bestaan, so bestaan jou siege ook uit DNA uit. En alles wat met jou gebeur, is soos die knoetse aan 'n boom, het sekere uitwerkings op jou siege, en maak dat hy vorm, en soos ek sê, dan is daar sekere patrone wat vorm. As dit gebeur, reageer hierdie persoon so, as dit gebeur, reageer hierdie persoon so. So, ongelukkig moet ons nou weer baie praat oor die negatiewe, want om een of ander rede voel mense net al hoe meer negatief in hulle lewe, as wat hulle positief voel. En as hulle positief voel, is daar min mense wat dit weet. Ons as pastore, en ek is seker daarvan julle ook, kan vir jou sê, jy kry baie meer WhatsApps van iemand wat vir jou sê, ek voel nie lekker nie, ek is siek, die een is dood, daai een is in die hospitaal, dit of dat het gebeur, as wat iemand vir jou 'n WhatsApp sal stuur en sê, goeiemôre, ek wil net vir jou sê, ek voel fantasties vanoggend. Dit is die minimum. Ja. So wat gebeur wanneer iemand in 'n negatiewe seisoen is en eintlik nie verstaan dat hy dit positief moet sien nie? Die persoon begin homself vergelyk. Hy kyk, of sy kyk rondom hulle en sê, ek is hier, kyk hoe gaan dit met daai ou. Kyk hoe goed gaan dit met daai ou. En die beste plek wat ons gaan kyk is op Facebook. En dis die verkeerdste plek om te kyk, want jy wil graag die positiewe dinge op Facebook sit. Daar is ouens wat ek nou al gesien het, wat nou daar sal skryf, ek het my toon gestamp, kom nou net 'n memory van my op, waar ek kan nie glo ek het my toon op Facebook gesit nie. Die ou blou toontjie wat daar teen hy tafelpoot vasgegaan het. Mense probeer iets bou, front voorhou op Facebook wat nie altyd die waarheid is nie. So die persoon wat negatief voel, gaan kyk daar, of kyk die bure keeping up with the Joneses, soos hy altyd sê, en hulle begin net al hoe meer negatief spiraal. Want, en dis waar hy nou oor gaan praat, daar is nie 'n doel nie. Daar is nie iets wat hulle opgewonde maak nie. Daar is nie iets wat hulle na toe werk nie. Want dit is nooit vir hulle verduidelik nie. Maar nou gaan ek weer na die volgende vraag toe, so ek gaan nou eers hierso hou. Hulle begin hulle self vergelyk. Hulle begin negatiewe gedagtes dink. My lewe loop net verkeerd. Alles in my lewe is verkeerd. Ek moet eintlik nie hier wees nie. Alles almal is teen my. So, die seisoen word so verkeerd geïnterpreteer, want in die aardse lewe is dit baie belangrik dat ons winter moet hê. Dit is verskriklik belangrik. En winter het 'n ander vloeisel of 'n ander uitwerking in Gauteng as wat hy in die Kaap het. Maar dit is belangrik dat hy daar is. Die somer moet daar wees, en die meeste mense hou van somer. Maar as jy net die hele tyd somer gaan hê, gaan ons nie baie lank kan voortbestaan op hierdie aarde nie. So, behalwe dat jy moet verstaan in watter seisoen jy is, en dis hoekom hy sê, jy moet weet waar lê jy op daai oos na wes ewenaar. Is dit ook belangrik na dit wat hy nou gaan verwys, om te weet waar lê jy op jou noord-suid ewenaar lyn. Want dit het eintlik die grootste invloed van dit wat in jou lewe gebeur en hoe jy deur jou seisoen kan beweeg. Ja, dit is mooi gesê, want 100% jou ewenaar in jou lewe is daar. Ek praat nie dis nie by figure of speech of 'n simbool nie. Dit is, jy het begin in die ooste, jy eindig in die weste. Dis dit. As jy daaroor wil stry, ek dink dan het jy dalk moeilik net die antwoord ook vir die wêreld, en ons kan Lazarus weer 'n keer uit die graf uitkry. Maar wat sy dan nou noem,
dink, julle praat oor gebeur in ons siege as ons seisoene verwar of misinterpreteer. Baie van hierdie goede gebeur omdat ons na ons verlede kyk, na ons selfbeeld, na ons eie beeld, na ons, en natuurlik ook, nou hier kom dit nou in, na ons vermoë van energie, hoekom ons nie vorder nie. Met ander woorde, blame game kan makliker wees as om introspeksie te doen en te sê, kom ons gaan doen, kry hierdie model van Dr. Chris en Betty Marx en ons vul hom in en ons kyk waar lê ons koördinate. Nou, om dan aan te vat, as jou onveranderde ewenaar is van oos na wes om jou koördinate te kry, het jy 'n noord en 'n suid nodig. Nou die lyn is veranderend, maar hy het ook 'n sekere persentasie van onveranderd. Jy kan sê 50-50 in die sin van jou suidelike gedeelte is die gedeelte wat ek amper kan sê, ek wou nou gesê laks het, maar jou brein dis om jou koördinate te bepaal. Nou dit klink nou verskriklik, maar ons het 'n baie maklike proses om dit te doen en ons is nou besig om dit saam te stel. Jou suidelike gedeelte, 'n mens se brein neig meer suid as noord van nature. Van nature, ja. Dit is byvoorbeeld, kom ons sê, as ek nou vir jou moet sê, kom ons gaan 'n gym of gaan kyk na 'n movie. Die movie is vir jou meer op die oomblik, hy klik dadelik by jou in. Hy klik, daar's toetse met babetjies byvoorbeeld. Ek wys hom hierdie swart doek en ek waai dit, die babetjie gaan hom sien. En hy gaan hom volg. Dan vat ek 'n bloedrooi voorwerp en dan sien jy dadelik hy begin dadelik meer, dit is 'n makliker aantrekkingspunt vir sy oog. Dit beteken die brein soek meer die gemak, hy soek meer comfort. Jou brein sal jy ook altyd na comfort toe wil druk. Dis hoekom baie van ons soek baie geld. Want dit lyk soos comfort, verstaan? Jou brein, so hy druk jou sy toe. 'n blame gamer se brein sê al klaar, as hy sê ja, maar as gevolg van die ou en daai ou, dit is jou, en hoe verder hy suid gaan, hoe meer trek hy jou koördinator. Onthou, jy is gebore op oos, 20% klaar gone, hy bly verlede toe gaan, dan trek die heeltydse verwysing na verlede, want jou brein gaan jou soontoe trek, sekere, nie almal nie, maar sekere depressie en goed is net alright vir jou brein. Ek weet daar's chemiese wêrelde soos jou dopamien vlakke en al daai goede wat met en nog meer wat met dit te doen het, maar hoe ver gaan ons hierdie ding ook ry? En wat kan ons doen om uit daai goed te verbeter, want suid is dan met ander woorde negatief van jou ewenaar. Hoe meer suid jy gaan, hoe meer verkies jy die movie by die gym. Kom ons maak dit so. Hoe meer verkies jy soet as gesonder eet. Hoe meer verkies jy al die goed wat ons vandag sien. Hoekom is daar soveel geld in bemarking van dieete? Verstaan? Dat is 'n multi-billion dollar besigheid. Hoekom? Want hulle verstaan dat die brein kies, jou brein, ek gee nie om wie is wat nou vir my kyk, enige ou wat sy pampiere teen sy mure werd is, sal weet jou brein neig. As iemand 'n sekere swak gewoonte soos drank of dwelms, dit gaan nie net oor die dwelm het hom gehaak of gevang nie, dit gaan oor dat hy help sy brein om na sy toe te gaan. So jou grootste werk is, kom ons sê jy is 'n blame gamer en jy kyk altyd na die verlede, is om van suid oor jou ewenaar na jou noorde kant toe te gaan. Dit is met ander woorde die dag wanneer jy sê, ek kyk elke dag 'n movie, maar ek gaan nou elke aand gym. Iewers het jy nou oor jou ewenaar, nou hulle noem dit is die spanning wat jy op jou noorde begin plaas en waar jy nie gaan. En na die noord toe het jy die ware noord. Nou dit is dit is jou polaris wat jy volg. Dit is jou missie en visie. Met ander woorde, jou polaris is waar jy uitmaak, waar wil ek in die lewe wees? En ek praat nie van wat hulle vir jou Sondagoggend in die kerk, make your decision, en as jy kan en as jy wil, gaan jy dit doen nie. Ek praat van 'n obsessiewe, gefokusde, staalgefokusde wêreld, wat ons basies om jou 'n polaris te kry, basies uit 3 vrae kan vra. Dan weet ons, waar lê hierdie persoon tussen sy noord en suid op sy fokusbane. Want hoe beter jou fokus raak en hy opgaan in jou noorde, want dit is die veranderde. Die ewenaar is onveranderd. Maar die een ding wat jy kan doen, jy kan in die veranderde ingaan, dit is jou noord-suid, en sê terwyl ek wil noord gaan,
gaan ek sekere dinge verander in my lewe. Maar jy wil weet wat, dis waar ons model gaan inkom. Hy gaan 'n vraelys kry en ons kan die kursus aanbied en ons gaan vir die persoon sê, vul in en ek gaan laat lê jou op jou koord. Nie ek laat jou, jy het jouself, jy lê daar. Jy lê nou tans, kom ons noem dit dan nou for that matter, 'n suidoos. Jy lê hier onder. Daar's 'n sekere deel van jou hier in die suide wat dit is 3 ure 'n dag movies en al daai goed en na movies dan eet ons en dan gaan braai ons, ek noem dit voorbeelde. En sit on the couch en klaar en kerm en ma en pa en ouma en oupa en kadoefie en die hondjie en die kykie en die goeie en dis gekerm. Ons moet dit is sy. Jou brein hou daarvan, hy wil daar wees. Kyk na al die goed wat hulle bemark op TV. Al daai goed lê in die suide. Reg. Ons moet jou uitkry wat jou koördinaat lê in suidoos. Interessant as jy in 'n sekere era van jou lewe is, oor 35 of 40 is jy klaar oor 50%. Jy kan nie meer in noordoos of in suidoos lê nie. Jy kan nou net in die weste lê. Ons kan nie met jou maak soos wat die planeet maak nie. Jy kan nie teruggaan nie. Jy het net een dag. Jy het net een dag. Met ander woorde, jy gaan of in die ooste lê of jy gaan in die weste lê. Wat beteken noordoos, suidoos of noordwes, suidwes. Nou, maar die lyn hier onder lê daar so, jy's nou al vandat jy 20 jaar oud was, waarvan jy al 'n redelike persentasie van jou lewe gebruik het, het jy nou al die blame game goed gedoen. Nou soos jou lewe gaan onveranderd, onthou jy kan dit nie help nie, bly hy skuif. Nou kom hy oor hierdie noordlyn, nou skuif hy in die weste kant in. En dan kom jy eendag agter, okay, ek sal dalk sekere denke moet verander. Nou dis jou noordspanning wat jy dan moet begin kry en ons bepaal dan wat kan jy verander? Wat kan jy nou doen? So in kort, as jy wil weet hoeveel geld wil jy maak en ek vir jou presies sê oor hoe lank en hoe lank tyd kan jy soveel geld maak en hoeveel tyd het jy oor? Maar dit is nou die lekker gedeelte. Die ander gedeelte is jou emosionele wêreld. Wie is jy? Jy ontdek wat is jy? Vergeet nou wat ek was. Vergeet wat iemand gesê het ek is. Vergeet wat het iemand nou al vir my gesê met die 100ste keer na my kot toe gevat, want my kot het ek al 20% verloor. Asseblief. Ek het nog net soveel oor en ek wil graag soos 'n vuurpyl, want as ek land in die weste, wil ek so ver noordwes as moontlik land. En ek wil regtig nie van wes af na suidwes land nie en ek groet aan hierdie kant en die ouens sê ag sy daar gaan arme ou Chris wie die ou mense het ook so swaar gekry en sy opvoeding en hy het vir ons almal dit ook laat verstaan en hy het 'n boek ook daaroor geskryf. Ek wil nie 'n boek oor dit skryf nie en dinge was rof en ek het in 'n pastorie groot geword, ek dink is wow. Ander ouens kla dat hulle pastoor en hulle was honger en hulle moes koeksusters verkoop het om aan die lewe te bly. Dit het regtig gebeur. En dit en dat en shame en daar sou Chris ook nou dood. En dan lê ek in Suidwes. Nou ek kan met minder geld, maar ten minste met 'n hoeha in Noordwes gaan lê en ek kan sê hy het dinge gedoen. Ja. Hy het dinge gedoen en ek kan 'n boek skryf oor die dinge wat ek doen. Nie oor my verlede en waar was ek benadeel en daar was ou Piet en ou Sannie en vir 5 jaar van my lewe dit en 10 jaar van my lewe het die loetjie nou dit aan my gedoen en as ek maar net 'n boek oor hulle kan skryf. Het een keer gesê dan moet eers mense doodgaan, jy weet. Nee, as ek 'n boek wil skryf, ek doen dit ook, skryf ek doen daai ding. Ja. As ek 'n boek wil skryf, skryf ek oor die hart van God wat Christus is. As ek oor iets wil skryf, wil ek vertel waar ek my toekoms sien. Ja, maar as jy nou volgende jaar dan oorlig gaan en jy's dooi op 57, dan was ek besig om dinge te doen. Ten minste kan hulle op my grafsteen sit, hy het die ding gedoen. Ja. Ag shame. En al die grafte lê ag shame, hier lê Janie. Ag shame, die Larsani. Hy sê daar was swaar gekry weer. En die mense wat met hulle gewoel het, was vieslike mense. Ek het hulle bar goed die kwyt. Nee, wat dit is Suidwes. En hoe meer jy aandag aan daai ding gee, jou veranderde is jou noord-suid. Met ander woorde, noorde, ons gaan later meer hieroor praat. Jou noorde is jou selfdissipline, wat jy begin opskerp. Jy begin vir jouself sekere uitdagings gee. Jy begin vir jouself sê, ek staan in die oggend altyd so op, maar nie omdat dit noodwendig die ding is en dat dit aanvaar en erken sal word, maar ek gaan vir myself 'n nuwe ding aanleer. Ek gaan 10 push-ups doen, net 'n simpel voorbeeld. Wat ek nooit doen nie.
Maak nie saak of ek meer of binne, ek wil myself 'n sekere raad kry. Dan begin ek vir myself navorsing doen, my spanning op my noorde, om my in die noordweste in te kry. Wat kan ek doen om my finansiële wêreld te verander? Wat het ek nou? Onthou, jy kan nie teruggaan nie. Jy kan nie teruggaan nie. As jy 40 is, en jy het jou finansies, kom ons kyk net na finansies. En jy het nou die finansies wat jy nou het, plus in 'n spaar, elke ou het nou sy wêreld. 'n Spaarrekening het jy R20, hier het jy jou salaris of jou wins, wat ook al jy het, is dit nou so. Wat jy in die verlede gewaste het jy gewaste. Ja. Dit help, hulle speel blame games oor, die ouens het dit en dit gedoen, maar hulle blameer nie al die geld wat hulle uitgedobbel het, by die casinos, en die op die voetjies, en die goede nie. Dit is vergewe. Hoe heerlikheid, daar het ek R50.000 verloor. Ek het nie 'n probleem, no judgment. Ons kan dit, maar okay, want jy's nou 38. So jy lê op jou ewenaar hier, op 38 het ons jou nou, op 38 het jy nou al amper 65% van jou lewe is nou gone. So jy wil nou jou finansiële status verander. Dan kan ons op daai ding sê, kom ons werk dit uit. Hoekom kan jy nie 'n multimiljonair wees teen 75 of 65 nie? Sekere spanning wat jy op jou noorde begin sit, begin sekere selfdissipline, sekere fokus, sekere aandag op sekere goed vestig in jou ure per aardse dag, wat jou een dag kan help dat jy teen daai tyd by die regte wêreld arriveer, en kom ons noem dit noord tot noordwes. Teen die tyd wat die son sak, en jy ten minste nie in suid, jy moet al klaar sak. Wel, deesdae word die ouens maar 'n oond gegooi. Maar dit is al klaar, letterlik. Nou lê jy ook nog in suidwes hier onder, in jou fisiese lewe, en dan sê, ag shame, daar gaan nog 'n ouetjie, jy weet. Nee, jy gebruik die onveranderde, en jy sê, right, dit soos ons nou gesê, dit klink bietjie wild hierdie, maar dit is regtig, dit is regtig. Ek kan, sorry, don't blame me. Jy gaan praat met wiskunde en rekening. Reg, so nou sê maar my lyn, my vertikale lyn is 'n veranderde, maar ek gaan moet op pad hiernatoe toe praat ons oor 'n situasie van iemand, en wat ons het oor ouderdom gepraat, en ons besef een ou wat 55 is, kyk jy na en jy weet dis tickets. Hy het aanvaar, dis die lot. Dan kyk jy na 'n ander ou van 55 en hy sê vir jou, hoorie, ek het nog 'n idee. Maar dit gaan swak partykeer. Hy sukkel om 2 minute noodles te koop. En dan sê die ouens, dis tipies ou Klaas. Hy het altyd 'n idee. Jy weet net nooit, Klaas is besig om sy noordelike spanning te werk. En dan sy buisheidplan en sy idee, net die selfdissipline, fokus, en sy, daar's 'n hele paar goed, begin bybring met dit, gaan hy op 57, 58, slaan hy die ou raak. En daar sit ook, Klaas het ek gesê, en hy slaan 1-6, en die ouens sê, wow, hoe kry die ou die ou geslaan? Want hy het nog steeds gesorg dat sy noordelike spanning, en sy polaris in oog bly, sy visie, sy missie, waarheen ek gaan hierdie ding doen. Ek gaan hierdie patent uitvind. Dan sit jy met 'n ander ou net langs hom. Selfe ouderdom, selfe alles, en hy sit so, hy sê, ag wee, ek is al deur soveel ouens ingeloop. Ek luister na 'n biljoenêr in Amerika, wat se maatskappy het hy? Jimmy Johnson, is 'n toebroodjie maatskappy vir biljoene rande werd. Hy sê, mense, ek was al deur soveel ouens ingeloop, en skelms, en ouens het my al so try indoen, en ingedoen. Hy sê, maar Jimmy Jones het gesê, ek sal 'n biljoenêr word. Nou, so, dis, een is 55, maar daar's 2 verskillende wêrelde. Die een het nie eers vrede gemaak nie, maar hy sal vir jou sê, ag wee, en hoorie, maar ons het 'n plan. Ja, nee, kom on. Hy wil nie spanning op sy noordelike deel sit. So hy verkies om eerder sy suidelike deel waar hy gemak het, dis daar onder op die bodem, daar waar die babers, die babers is mos op bottom feeder. Hy lê daar onder. Daar bo waar die noorde gaan is 'n bietjie kwaai. En dan sy ewe knie op 55, as jy vir hom sê, maar hier's 'n moontlikheid, dan sê hy, sê vir my wat? Baby, kry vir my 'n notaboekie. Ek wil neerskryf. En all of a sudden kom jy eendag agter, maar hierdie ou het iewers 'n hou en 'n 6 geslaan. Hy het aan sy noordspanning gewerk. En hy het nie net gekyk waar lê hy nou, want die is 'n realiteit.
60 jaar, 86% van jou lewe kon. Hy het gesê vergeet dit. Al moet ek sterf met 'n plan en die plan is nog nie uitgevoer nie. Dan skryf hulle op my grafsteen, Jan maak 'n plan. Die gewerk nie, maar dit is dit ten minste net die talit. Ja, ek gaan nou nie daai ene sê. Maar so jou ewenaar, ek sluit met hierdie in hier af, het jou ewenaar onveranderd. Dan het jou vertikale lyn noord-suid. Suid is altyd bottom feed. Hy raak gemaklik. Is waar jy die movietjies bo die gym, is waar jy die koekies bo die dieet. Kom ons vat sommer net gemaklik om, daar's baie fynere wêrelde aan. Waar noord is meer gefokus, waar ek meer movies kyk, besluit die ou wat noord is, hy gaan meer lees oor filosofie, oor siege, oor sielkunde. Hy gaan meer begin sy aandag gee aan rekeningkunde en wiskunde. Of hy gaan skaak speel, die ander ou hier onder bly nog casinos, jol op sy selfoon en hy verloor nog hier 'n 10 en hier 'n R100 en daar. Die ander ou sê nee, kom ons sit eerder 'n skaak game op ons foon en al kry ons die geld vir dit die ding bly in gear. Ek moet hom in rad hou. So noord is jou positiewe spanning, suid is jou negatiewe spanning, maar verander dit. Jy kan hom verander. Ewenaar, ek kan nou nie veel daaraan doen. Dit moet jy daar bo by die hoofkantore uitsorteer.